Maak gereed om op 4 September jou gemaklike klere aan te trek en jou plakkers gereed te kry, want Loslitdag is om die draai. Lekkerste tyd van die jaar vir my. Vanjaar se tema is een tromklank, vele ritmes. Beklemtoon dit ook dat elke individu se unieke vermoëns en lewensverhale onmisbare deel van ons samelewing vorm. Om meer uit te vind oor die impak van Loslitdag 2026 gesels ons vandag met Dr. Henry Kriel en Terina Wenzel de Tooy van die Nasionale Raad vir en van persone met gestremthede. En ons gaan 'n bietjie kyk, dalk is daar nog later 'n verrassingkie ook. Hoekom dan nou nie? Maar dames, hartlike goeiemôre, baie welkom. Dankie dat jy kan wees. So heerlik om julle hier te hê en ek wil sommer dadelik afskop met vanjaar se tema. Dis nou baie lekker tema. Een tromklank, vele ritmes. En voordat julle daai vraag antwoord, daai plakkertjies wat daar lê, ek wil ook een hê. Ja. Dis mos nou alles deel van die Loslitdag. Dan beteken dit ek kan ook mos nou lekker klere, gemaklike klere aantrek. Goed. Maar vertel vir my van die tema. Wat is dit nou? Tema in Engels is one written matters, and so to say in ritmes. Elke persoon is uniek. Elke individu is uniek en saam hierdie jaar ons een ritme, maar verskillende klanke. En dit is uniek om 'n inklusiewe Suid-Afrika te vorm. En dit maak soveel sin, die metafoor wat jy daar sien. Ons is soveel verskillende mense en elkeen is uniek, maar saam is ons een ongelooflike klank. Dis wonderlik. En dis nou al reeds 32 jaar lank aan die gang, nie waar nie? Ja, is al 'n ou projek wat elke jaar vernuwe word omdat ons elke jaar 'n nuwe tema het. Ja. En dit maak die dinge lekker. Ek meen, wat is die sukses van oor die 32 jaar? Ek meen, hoekom sal hy aanhou om dit te doen? Wel, natuurlik is daar finansiële sukses, maar mense wil nie noodwendig dit hoor nie, hulle wil hoor van die impak. So die impak is baie groot. So ons kan met gemak sê dat ons meer as 600 instansies het en dis ook 'n projek wat ons dan onderskei van baie soortgelyke projekte. So daar is 600 instansies vir en van persone met gestremdheid. Dit sluit spesiale skole in en dan ook kan ek maar sê disability units van universiteite. En so dis vir die kwantitatiewe kant aanbetref, maar die kwalitatiewe kant impakgewys, daar's ongelooflik baie, ek wil maar net weer 'n Engelse woordjie ingooi, skuis daarvoor, struggles na COVID, dat baie instansies eintlik baie sukkel om dit te maak en baie van hulle projekte moes afskaal, maar Loslitdag is iets wat instansies in staat stel om te kan voortgaan met hulle projekte. Ja, so dit sluit in van vaardigheidsontwikkeling, hulpmiddels, huise vir gestremde mense wat ongelooflik swaar trek, subsidies wat gesny word, wat deur Loslitdag geld dan nou weer aangevul kan word. So die impak is regtig baie groot, wye verskeidenheid mense wat gehelp word en dan ook, soos ek sê, die feit dat die impak op die individu wat die eindproduk gebruik is eintlik goed, ja. Henry is 'n dokter, kan ek sê Henry? Ek meen ek ken jou nou al terwyl jy nog so besig was aan die swatings. Ek moet daarom net sê ons het 'n lekker geskiedenis, maar sê net gou vir my, 'n belangrike fokuspunt hierdie jaar is die ondersteuning. Is nie alleen genoeg nie. Jy moet ook geleenthede wees vir onafhanklikheid. So hoe deurslaggewend is vaardigheidsontwikkeling en dies meer ook vir julle? Dis 'n goeie vraag. Elke persoon is uniek en ons almal ons en elke maatskappy of organisasie wat kan help by dit is samelewing die lewensontwikkeling van elke persoon. Dit is maar net om vir elke ons te sien. Is het ons om te maak om te help in die maatskappy elkeen wil vanaf met ons Hy waardigheid ook. Dis beautiful. So mense se gesindhede verander ook tog sekerlik met gedagtes soos hierdie en met geleenthede soos hierdie teenoor mense met gestremthede ook dalk, né? Ja, ek dink wat goed is dat almal kan darm 'n R20 bekostig. Ons grootste deelnemers kom van plattelandse areas wat nogal arm is. So dis nie 'n kwessie van jy vra vir een persoon om 'n baie groot bydrae te maak nie, en dit is ook natuurlik welkom, maar 'n R20 is iets wat in die meeste mense se bereik is. En dit laat ook mense voel dat ons is nie net daar om bakkant te staan nie, ons vra 'n klein bydraetjie vir 'n groot impak en ons gee baie goed terugvoer in die media soos met julle wat vir ons die geleentheid gee en so aan. So gesindhede verander definitief en omdat ons elke jaar die mooi nuwe tema het. Ja. En ons probeer ook vir mense sê dat die tema, it's a value-based theme. So dis nie net 'n fun tema nie, maar dit bring tog baie van. Ons het hierdie jaar byvoorbeeld die wonderlike geleentheid gehad dat
Gappy, die bekende trommer. Wat sê mens, trommer? Ja, Ja, tromme. hy het, Ons is geneig om ons te sê die tromme. ja, hy het vir ons gratis en verniet ons hoofadvertensie vir TV Afrikaans en Engels, Wow. was hy ons hoofkarakter, wat 'n groot klomp gestremde en nie gestremde persone, veral kinders bymekaar gebring het, en is die mooiste advertensie. So as mense dit sien en hulle sien so iemand neem deel byvoorbeeld, dan is daar 'n klomp ouens wat se tromme kom saam speel, soos Henry gesê, die groot ritme gee. Maar gepraat van die mascot en die dinge en saam speel en so aan. Hy is ook hier en ek wil hom graag nooi om 'n bietjie hier by ons in te val. Is 'n man van min woorde, maar kyk net die opgewondenheid. Halla, kragtig, nee maar welkom my ou vriend, welkom. Genigtig, dis pragtig. Ons kan nie sonder Abel Losledag hou nie. Hy sal van die begin saam met ons. Ja, nee, kyk net hoe pragtig is ou Abel daarin. Sy oogies skitter ook en hy's reg vir hierdie projek. En kyk hoeveel plakkers het hy gekoop. Nee, hy het 'n paar plakkers gekoop. Julle moet maar wag, ek gaan hierdie nou oplos, maar julle kan maar die geldjie by die deur invorder as julle uitstap vandag. Okay, vanoggend. Sê net gou vir my, hulle sê ook nogal dikwels die woord inklusiwiteit. Ons gebruik dikwels die woord inklusiwiteit, maar hoe lyk dit tog in die praktyk? In praktyk beteken dit dat jy nie net die deur vir iemand moet oopmaak nie, maar jy moet die persoon welkom laat voel. Ons praat deesdae van you must give a person agency. Jy moet die persoon die geleentheid gee om te kan invloed uitoefen. Dit help nie ons sit almal net en praat oor gestremdheid, maar gestremde persone is nie deel van die debat of deel van die narratief nie. So inklusiwiteit gaan daaroor dat 'n mens 'n persoon regtig die geleentheid gee om dit waaroor daai persoon se lewe gaan te kan beïnvloed. En hy wil sit met opgewondenheid. Hy eers 'n bietjie geluister en nou stem hy saam. So met die dinge werk en dit is baie lekker. Man, ek wil net sê as jy ooit nodig het dat hy bietjie 'n aanvulling moet kry of so, dalk 'n maatjie, dalk kan ons tweeling wees soos Chif en Chap destyds was of so. Ek sal graag. Ja, kyk maar hoe maatjie. Opneem op hierdie. Laat my nou dink aan Kurt. Hallo my maatjie, hoe gaan? Vir diegene wat nog nooit voorheen aan Losledag deelgeneem het nie, hoe kan individue en maatskappye dan ook betrokke raak en 'n bydrae lewer? Plakkertjie, jy gaan tot begin met hom. Julle het gesê ons mag maar die mense se name sê. Asseblief. En Henry gaan my aanvul. Ons het 2 baie groot maatskappye of retailers wat deelneem. Die een is Clicks. Hulle het onlangs betrokke geraak 2 jaar gelede en hulle doen ongelooflik goed. Hulle is regtig fantasties. Hulle was ons eerste groote wat ons gekry het nadat COVID ons geslaan het. En ons sê vir hulle baie dankie en dan natuurlik is Pick n Pay die tweede grootste en hulle doen ook baie goed. Hulle is nou maar so 2 jaar aan die gang saam met ons. En dan is daar plekke soos byvoorbeeld Escort. Almal ken die varkvleismense, hulle neem baie goed deel. En dan is daar ook Alpha Pharmacy en ons het hierdie jaar Wiesenhof koffie winkels aan die gang gekry. So dit is 'n nuwe een wat wonderlik is. En Toch Andries, sal jy nog 'n paar byvoeg? Ja, dan het ons van Export in Suid-Afrika, dan is het van local pharmacies, Beautiful. en dan is certain food lovers markets in the Weskaap wat deelneem. En ja, dan support the hub, neem ook deel. En Jam Clothing. Jam clothing, we gaan as en babies gaan as, ja. En almal van hulle wat deelneem, al het jy nou almal bietjie vergeet en so, het julle nou maar, julle sal net sê almal van hulle. Hoor jy, en hierdie man kan nou nie met my praat, maar ek wil daarom net bewyse van, is jy happy, Abel, voel jy die dinge kan gebeur? Ja, nee, die dinge gaan gebeur, ek sit vir, dink julle nie ek sou 'n oulike stem ook kon gewees het, soos oom Logner destyds, met die Sarelsee monster, daai tipe van. Absoluut. Hy is ook mal oor stories, ja, en nog 'n plakkertjie, vat sommer nog 'n plakkertjie hier vir jou, daar op die wangetjie, daar is die wangetjies nou mooi geblos. Oor die dames, baie dankie vir die inloede, baie sterkte, en dankie, ek is regtig opwindend. Abel, dankie dat jy ook hier by ons kom kuier het, en ek weet sommer, dit gaan 'n goeie en 'n suksesvolle dag ook vir julle wees. Vreeslik dankie. Ja, lekker. En kyk uit vir jou plakkers. Bly ingeskakel. Ons is nou weer terug met lekker sport. Dankie my ou vriendjie. Kyk nou net hoe vriendelik groet hy vir my. Pa 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 pa.